Goeiedag en baie welkom by Nuuspot. Dis Vrydag 3 Julie 2026. Dit het pas 10:06 geword en hier volg vanoggend se nuusbulletin. In Durban wil dit 'n 82-jarige man sy eie lewe geneem by die Dave Shear Guns Cape Town winkel in die groot Visante Kraal View winkelsentrum. Kaptein Frederik van Wyk, die polisiewoordvoerder, het bevestig dat 'n geregtelike doodsondersoek begin is nadat die man 'n vuurwapen gekoop het en homself op die binnenshuise skietbaan in die teenwoordigheid van 'n vuurwapeninstrukteur geskiet het. 'n Busongeluk op die N1 naby Touwsrivier in die Wes-Kaap het die lewe van 16 mense geëis. Die bus, wat met 73 mense vanaf Kaapstad na Idutya in die Oos-Kaap op pad was, het donderdag omgeslaan. Maxine Besuidenhout, die hoofdirekteur van verkeersbestuur in die Wes-Kaapse Departement van Mobiliteit, sê dat 2 mense ernstig beseer is, terwyl Simon Zwane van die Padverkeersbestuurskorporasie bygevoeg het dat 20 mense na die Woester Hospitaal vervoer is en 43 insittendes behandeling geweier het. Die ongeluk het na bewering gebeur toe die bus uitgeswaai het om 'n botsing met 'n afleweringsvoertuig te vermy. Oos-Kaapse speurders het 'n tweede verdagte in hegtenis geneem in verband met 'n 2 dubbele moorde en 2 verdwynings wat sedert 2020 in en om Kariga plaasgevind het. Die polisie verbind die vrou met die verdwyning en vermoedelike moord op Loya Kayat in Augustus 2025, asook die moorde op Earl Klaasen en Clarissa Swart in September 2021 en Isaac Moses en Merlin Elkenstad in April 2022. Sy word ook verbind met die verdwyning van Quentin Plaatjies in 2020. 'n Woedende skare van sowat 25 mense het die Lenasia diensleweringsentrum van City Power in Marilaan bestorm en gevandaliseer. Die aanval het gevolg op 'n kragonderbreking wat weens 'n hoë aantal laagspanningsfoute in die winterperiode nie dadelik deur die tegniese spanne herstel kon word nie. Die woordvoerder van City Power, Isaac Mangena, sê 4 veiligheidswagte is beseer, waarvan 2 ernstig nadat 'n voertuig doelbewus in een van hulle vasgery het. Johannesburg se metropolisie het vinnig opgetree en 4 mense in hegtenis geneem op aanklagte van onder meer poging tot moord en openbare geweld. Op die politieke front stel die ANC voor dat die parlement die artikel 89 ondersoek teen president Cyril Ramaphosa oor die Phala kwessie uitstel tot na 'n hofsaak in September. Fikile Mbalula, die sekretaris-generaal van die party, het tydens 'n media-konferensie by Luthuli Huis gesê dat die September hofsaak aan die parlement self finaliteit en 'n grondslag sal gee. Mbalula het beklemtoon dat die party 'n posisie van prosedurele neutraliteit inneem en dat die proses op 'n ordelike wyse verloop onder die bindende uitspraak van die konstitusionele hof. In die Oos-Kaap het die Hooggeregshof in Bishop donderdag bevind dat die Fort Hare Universiteit se besluit om die provinsie se premier Oscar Mabuyane te herregistreer onwettig en ongeldig is. Die universiteit het Mabuyane in 2021 geregistreer vir sy meestersgraad in openbare administrasie omdat hy glo nie aan die minimum vereistes voldoen het nie. En nog 'n verwikkeling het die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, die omstrede aanstelling van Dina Pule as minister van maatskaplike ontwikkeling verdedig. Pule is in 2013 deur die parlement gesanksioneer vir die versuim om 'n botsing van belange rakende haar lewensmaat te verklaar toe sy minister van kommunikasie was. In KwaZulu-Natal het die Hooggeregshof in Durban die getroude egpaar Aslam Delvecchio en Fatima Bibi Patel, asook die Malawiese burger Ahmad Jackson tot dubbele lewenslange tronkstraf plus 23 jaar gevangenisstraf gevonnis. Die trio is skuldig bevind aan die ontvoering, roof en moord op die bekende plantkundiges, die 73-jarige Dr. Rodney Sanders en die 64-jarige Dr. Rachel Sanders. In Kebega ondersoek die polisie 'n saak van koperkabeldiefstal nadat 'n bende wat soos met die munisipale werkers aangetrek was, 200 meter se elektriese kabels in Newton Park gesteel het. Die voorval het in die vroeë oggendure begin en toe die diewe die kabels met swak geleiers vervang,
wat ernstige spanningsstotings veroorsaak het. Wijkraadslid Brendan Pegram met die munisipaliteit in kennis gestel nadat inwoners elektriese skokke van krane en metaal toebehore gekry het. Die munisipale woordvoerder Sitembeso Soyaya het bevestig dat die werk ongemagtig was en dat 'n klag by die Mount Road polisiestasie ingedien is. In Johannesburg het die leier van die DA, Jordan Lewis, sy nuwe plan genaamd Subject to Citizen in Sandton bekendgestel om 6 miljoen onbesliste kiesers te teiken. 3 maande na sy onbestrede verkiesing as partyleier het Lewis aangevoer dat die ANC nie meer die middelpunt van die Suid-Afrikaanse politiek is nie en dat kiesers 'n nuwe visie soek. In die buiteland het die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, 'n interne verslag aangevra nadat die land se hoë kommissaris in Indië, Anil Suklal, saam met Jacob Zuma en die beskuldigde staatskapingsmeester Ajay Gupta gesien is. Die foto's is geneem tydens 'n godsdienstige seremonie by die Siddipet Sri Dakshin Kali tempel in Haridwar en het maandag in die Indiese media verskyn. Die polisie in die Weskaap ondersoek tans nog 2 uniformbeamptes in verband met 'n omstrede video teen immigrasie wat op sosiale media versprei is. Die provinsiale woordvoerder, kolonel Andrei Traat, het bevestig dat 'n interne tugproses aan die gang is teen die betrokke lede. Johannesburg staar 'n ernstige finansiële krisis in die gesig met 'n onbefondste begrotingstekort van 2,1 miljard rand vir die nuwe boekjaar wat op 1 Julie begin het. Volgens 'n raamwerk van Bloomberg het die nasionale tesourie gewaarsku dat die stad se inkomsteprojeksies ooroptimisties is en dat die metro 'n totale begrotingstekort van 7 miljard rand vir hierdie boekjaar verwag. Die stad het in Maart slegs 5 dae se kontantvloei gehad om uitgawes te dek wat ver onder die tesourie se 30 dae norm is. In Marlow Park moes veldwagters 'n aggressiewe ou buffelbul doodskiet nadat dit deur die veerd se nykundige heining vanaf die nasionale Kruger Wildtuin gebreek het. Die bul het moontlik sy pad verloor of is deur leeu's gejaag voordat hy deur een van die slote onder die heining ontsnap het. Veldwagters en die staatsveearts van die Terspruit het tevergeefs probeer om die dier na Lionspruit te jaag, maar die buffel het die veldwagters en hul voertuig herhaaldelik bestorm. Deidre Joubert van Wild and Free Wildlife Rehabilitation Center het bevestig dat daar geen ander opsie was as om die dier van kant te maak nie. Action SA het donderdag 'n amptelike klag by die openbare beskermer ingedien teen Tony Leon, die voorsitter van Resolve Communications. Die klag volg op 'n onderhoud waarin John Steenhuisen beweer het dat Leon hom meedoenloos bestook het met negatiewe publisiteit oor die Back and Close uitbreking nadat Jordan Lewis hom as minister van Landbou vervang het. Michael Beaumont, die nasionale voorsitter van Action SA, beskuldig Resolve Communications daarvan dat hulle onbehoorlike politieke druk op ministers in die regering van nasionale eenheid uitoefen. Leon het die beweringe ontken en gesê sy maatskappy tree ten alle tye wettig, deursigtig en volgens professionele standaarde op. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens het sy nuwe konsepgids vir die belasting van kriptobates gepubliseer wat nuwe reëls vir die hantering van kriptogeldeenhede voorstel. Die Inkomstediens sal 5 faktore gebruik om te bepaal of kriptotransaksies as inkomste of kapitaal belas moet word, naamlik die frekwensie van transaksies, die houtydperk, die gebrek aan opbrengs, die risiko en wisselvalligheid en die eienaar se voorneme. Buitelandse nuus: in Wes-Afrika staar ongeveer 2,5 miljoen kleinboere 'n finansiële krisis in die gesig nadat die prys van kakao op die wêreldmark in April 2026 tot $3,000 per metrieke ton gedaal het. Dit volg op 'n geskiedkundige hoogtepunt van byna $13,000 per ton in 2024, wat 'n daling van meer as 75% in net 1 jaar verteenwoordig. In Frankryk staar die minderheidsregering van die eerste minister Sébastien Lecornu 'n mosie van wantroue in die gesig oor sy hantering van die uiterste hittegolf wat die land sedert 20 Junie tref. Die mosie is ingedien deur 32 groen parlementslede
25 lede van France on board en 1 sosialis en sal op 6 Julie in die nasionale vergadering bespreek word. Die openbare gesondheidsagentskap het reeds ten minste 1000 sterftes weens die hitte aangemeld, terwyl die Groen Party beweer die werklike getal kan so hoog as 10.000 wees. Die mosie sal waarskynlik misluk aangesien die nasionale saamtrekparty aangedui het dat hulle dit nie sal steun nie. Die arme Franse regering, dat hulle nou al pa moet staan vir 'n hittegolf. In Iran is die regerende party besig met voorbereidings vir 'n week van nasionale rou en massabegrafnisse vir die land se opperleier Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei is onlangs tydens die eerste aanvalle van die oorlog deur lugaanvalle van Amerika en Israel gedood. Die roudienste sal die naweek in Teheran begin, waarna massa sirkels in Qom, Mashhad en seremonies in Irak sal volg om openbare steun vir die Islamitiese Republiek te toon. In Switserland het 'n wegbreekgroep van die Katolieke Kerk, die Priesterbroederskap van Sint Pius, die 10de, 4 nuwe biskoppe georden in die Alpidorpie Econ, ten spyte van 'n dringende versoek van Paus Leo XIV. Die paus het maandag in 'n persoonlike brief van David Pagliarani, David Pagliarani, die opperste generaal van die broederskap, gevra om die skeermakende handeling te heroorweeg. Die Vatikaan het gewaarsku dat die ordening sonder pauslike toestemming tot outomatiese ekskommunikasie vir beide die nuwe biskoppe en die wydingsbiskop sal lei. Die broederskap verwerp die hervormings van die Tweede Vatikaanse konsilie van die 1960s en hulle stigter gaan hy daar stop, want hierdie beriggie het soveel tongknopers nou al vanmôre, dat ek nou al totaal en al naam weggegooi. Ek stop daai berig daar. In Thailand is 8 boeddhistiese monnikke dood en meer as 20 ander beseer nadat 'n 11-jarige seun met spesiale behoeftes met sy familie se bakkie in hulle vasgery het. Die ongeluk het in die noordoostelike provinsie Mukdaan plaasgevind, terwyl 'n groep van 34 monnikke en 5 leuke volgelinge op 'n pelgrimstog na die buurprovinsie op pad was. In China het 'n ligte vliegtuig in Beijing se hoogste gebou, die 108 verdieping hoë City-toring vasgevlieg. Die ongeluk het die lewe van die vlieënier geëis en 13 mense op die grond beseer, wat gelei het tot 'n landwye opskorting van lae hoogte vlugte deur verskeie maatskappye soos Beijing Capital Helikopter en Qingdao Hengyi General Aviation. Natuurlik het hierdie ongeluk baie vrae gelaat en 'n groot misterie gehul, maar intussen het die owerhede bevestig dat die vlieënier van die Sunwood SA-60L Aurora vliegtuig as die 66-jarige meneer Liu geïdentifiseer is. Die Chaoyang distriksregering het die oorsaak van die ongeluk aan persoonlike redes toegeskryf en onthul dat Liu aan slaaploosheid en angs gelei het en in sy dagboek geskryf het dat hy sy eie lewe wou neem. Liu het van sy goedgekeurde vlugpad afgewyk en radiokontak verloor nadat hy van die Schiphol lughawe opgestyg het. Die voorval het net 'n paar dae voor die Kommunistiese Party se viering van sy 105de bestaanjaar plaasgevind en het groot vrae oor die land se lugruimbeheer laat ontstaan. I would suppose yes. Ten slotte, Frankryk het nuwe wetgewing ingestel vir betaalde ouerskapverlof vir ma's en pa's as deel van president Emmanuel Macron se planne om die land se lae geboortesyfer te verhoog. Kragtens die nuwe reëls wat op 1 Januarie in werking getree het, kan ouers 1 of 2 maande se bykomende verlof deel, bo en behalwe die bestaande 4 maande vir ma's en 28 dae vir pa's.
Ouers sal 70% van hulle netto salaris in die eerste maand en 60% in die tweede maand ontvang. En die reëls is ook van toepassing op aanneemouers. Volgens die Nasionale Instituut vir Statistieke het Frankryk verlede jaar vir die eerste keer sedert die Tweede Wêreldoorlog meer sterftes as geboortes aangeteken. Ken julle die grapie van statistiek? Dit klink vir my die Franse gaan nou statistiek. Ek is terug met dit.